Laasweek se woordheid het ons 'n verklaring gemaak en dit wat ek vir jou van bewus wou maak en weer eens volgend jou van bewus maak is dat innerlike transformasie bring uiterlike reformatie. Is dit nou te vroeg in die oggend om sulke steaks te kry nou maar kan ek maak weer eens sê ons en ons roep dit uit dat as daar 'n innerlike transformasie is, gaan daar 'n uiterlike reformatie wees. Ons wêreld, jou buitewêreld is in chaos omdat jou innerlike wêreld in chaos is. En God sê ek wil jou innerlike wêreld transformeer sodat daar 'n reformatie aan die buitekant kan gebeur. Ek het laasweek met jou gesels daaroor en ek het gesê en ek het die opmerking gemaak en jy kan maar weer eens gaan luister, al die preke is op YouTube en gaan na YouTube en dan search jy maar net World Church Christian Family Church en dan sal jy sien daar's 'n plek en ek moedig julle aan dat jy sal aanteken want die oomblik as daar 'n diens op is dan sal dit jou in kennis stel. So gaan teken aan as jy gaan kyk daarso. Maar gaan kyk na al die preke, maar spesifiek oor laas Sondag sinne het ek gesê, ek glo nie aan sprokiesverhale nie. En ek het vir u genoem, sprokiesverhale sê vir ons dat as jy 'n padda soen, dan verander dit in 'n prins. En ons, nee, dis sprokiesverhale. Maar ek wil sê, as God jou soen, verander hy paddas in prinse. Nou, as jy nie weet, ek het laasweek gepreek oor paddas, varke, eende en vleermuise. As jy nou wil weet waaroor dit gaan luister die preek. So ons het sommer alles deurgehardloop, maar ek glo dat die grootste wapen en die kragtigste wapen wat die kerk vandag het, is 'n getransformeerde lewe. En mense verander buite, hulle verander hoe hulle praat, hulle verander huweliksmaat, hulle verander van werk, hulle verander van dorp, maar as jy nie binne verander nie, kom ek sê vir jou, jy kan na die beste dorp, stad in die wêreld heen gaan, en die veiligste plek, maar as daar nie 'n transformasie binne is nie, wil ek verklaar, gaan dit buite dieselfde bly. En daarom is dit noodsaaklik dat ons sal verstaan dat daar nodig is 'n transformasie. Daar moet 'n innerlike transformasie wees sodat daar 'n uiterlike reformatie kan wees. En ons het begin kyk na die storie van Lazarus en ek glo dat die storie van Lazarus gaan vir iemand iets beteken in hierdie volgende paar weke. Dat jy jouself gaan identifiseer, dat God kan 'n transformasie teweegbring in jou en my lewe. En as ons gaan weer terug na Romeine 2 vers 4, lees ek vir jou in die Message Bybel, en dit sal opwees op die bord, hy sê, "Or did you think that because he's such a nice God, he let you off the hook? Better think this once through from the beginning. God is kind, but he's not soft." Iemand sê, God is kind, but he's not soft. Sê it weer, God is kind, but he's not soft. In kindness, he takes us firmly by the hand and leads us into a radical life change. Dis wat hy nou soek. Hy soek 'n getransformeerde lewe wat aan die binnekant verander het. As jy aan die binnekant verander het, sal jou huwelik buite verander. As jy aan die binnekant verander het, gaan jou besigheid verander. As ons aan die binnekant verander, gaan Suid-Afrika aan die buitekant verander. Ek glo daar is hoop vir Suid-Afrika. Maar hy sê daar moet 'n innerlike transformasie wees, wat God iets gaan doen. En ons het gekyk en ek het so aangeraak oor die storie van 'n Lazarus. En ons gaan nou daarna kyk. Maar baie mense vra die vraag af, is daar lewe na die dood? Is daar lewe na die dood? Maar ek wil sê daar's 'n belangriker vraag wat vandag moet gevra word. Is daar lewe voor die dood? Voordat jy jouself afvra lewe na die dood, dan vra ons, en wat belangrik is, wat ons moet besef, en wat die vraag wat ons moet beantwoord is daar lewe voor die dood? Dis niks om dood te gaan nie. En dit nog nie met my gebeur nie. Ek is doodgebore. Die dag toe ek gebore is, my pa het op sy knieë geval en gesê, Here, as jy hom lewe gee, sal ek hom groot maak en U wee. So, maar ek kan niks onthou nie.
maar ek het nog nie dood beleef in die opsig van dat ek dood was, wat ek van bewus was nie. Maar die ergste ding in jou wat kan wees, dis niks om dood te gaan nie. Dis verskriklik om nie te lewe nie. Die ergste ding is om te bestaan en asem te haal, maar jy lewe nie. En ons gaan sien in hierdie verhaal, die meeste mense redeneer soos Martha. Onthou jy, Lazarus gaan dood en Jesus sê, hoorie, maar hy gaan weer opstaan. En sê, ja, eendag by die opstanding, eendag sal hy lewe. En ons kyk met daardie denkwyse daarna, maar Jesus praat van lewe nou. Onthou ek het gesê, hierdie gedeelte, baie mense haal Lazarus aan, en ons haal die vers van ek is die opstanding, en ek is die lewe, en hy wat gesterwe het, sal weer opstaan en vir ewig lewe, en ons hoor gewoonlik hierdie prediking by 'n begrafnis. Maar Jesus sê hierdie woord van ek is die opstanding, en die lewe is vir hierdie lewe, wanneer jy nog lewe. En Jesus wil vir ons in hierdie verhaal, wil hy in dit wat ons oor praat, daar is meer. Dankie vir daai 3 mense wat hoop vir meer. Sê vir iemand langs jou, daar is meer. En daardie meer is nou. Ons wag vir eendag, as ek in die hemel gaan kom, dan gaan ek dalk hierdie wonderlike lewe hê, dan gaan hierdie lewe van oorwinning wees. Ja, ons glo soos 'n Martha, eendag by die opstanding, dan sal ons lewe. Maar die woord leer ons uit Johannes 10 vers 10, sê die woord vir ons, dat die dief het gekom, net om te steel, en te slag, en te verwoes. Ek het gekom, waarvoor het Jesus gekom? Dat hulle lewe en oorvloed. Iemand sê oorvloed. Kom aan, profeteer toe, sê oorvloed. Hoor wat sê van sommige vertalings, hy sê, I have come that they may live and have it to the full. 'n Ander vertaling sê, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Kom ek lees vir jou nog een. I came that they may have life and enjoy life. Geniet jy die lewe? Ek hoop, want dis wat hy wil sê, dat ons in hierdie dag sal beleef en die lewe sal geniet. And have it in abundance to the full till it overflows. Tot het oorloop. 'n Ander vertaling sê, I came so that they can have real and eternal life, a more and better life than they ever dreamed of. Beter as wat jy gedroom het. Dis wat hy wil vasmaak in jou hart. Dat hy sê dat ek wil jou lewe so transformeer. Ek wil verandering bring. Dat jy lewe sal hê. Die lewe wat jy nog altyd oordroom. En hy sê by die opstanding van 'n Lazarus, en hy sê by sy eie opstanding, dat ek en jy het 'n opstanding nodig. Ons het lewe, maar ons het nie lewe in oorvloed nie. Ons bestaan. Ons gaan deur die normale, ons verander uiterlik, maar daar's niks verandering binne nie. En dan moet 'n verandering en 'n vernuwing kom. Ek lees vinnig vir jou Kolossense 3. Hier is in die Passion vertaling. Hy sê, Christ's resurrection is your resurrection too. This is why we are to yearn for all that is above, for that's where Christ sits enthroned at the place of all power, honor, and authority. Yes, feast on all the treasures of the heavenly realm, and fill your thoughts with heavenly realities, and not with the distractions of the natural realm. Ek wil sê dis tyd vir opstanding. Ek wil sê dis tyd vir nuwe lewe. Die lewe wat jy nog net van gedroom het. Dis wat hy wil hê, maar daar's nodig dat daar moet gebeur 'n opstanding. Daar moet 'n verandering aan die binnekant kom. Jy wag verandering aan die buitekant. Here, doen iets aan die buitekant. Transformeer. Shut up. Praat my foon nou met my. Try later. Kan nie so. Ek sit hom net af. Dan moet 'n verandering kom buite. Dan moet iets aan die binnekant gebeur, sodat dit kan begin deurspoel na die uiterlike toe, sodat mense kan sien ons het verander. Die krag, ek sê dit weer vir jou, dat jy dit kan verstaan, dat daar moet verandering kom. Nie net praat oor verandering nie, nie net droom oor verandering nie. God wil dinge begin verander. Hy wil jou huwelik verander, hy wil jou besigheid verander, hy wil hierdie dorp verander, maar die verandering begin binne. Daar moet 'n transformasie gebeur aan die binnekant.
want daar is meer. Die lewe wat jy tans beleef, en ons kyk na die storie van Lazarus, en Lazarus se storie, Jesus het opgestaan, sodat jy kan opstaan. Lazarus het opgestaan, sodat jy kan opstaan. Jy kan 'n ander lewe hê, 'n lewe van meer. Daar is 'n lewe van meer. Daar's 'n lewe meer as net van geld, werk, kerk, ek praat van godsdienstig kerk. Daar is meer. Profeteer dit gou vir iemand langs jou en sê vir daar is meer. Daar's meer. Iemand, ek vertrou dat in die volgende paar weke dat iemand uit die dood uit gaan opstaan. Dat jy gaan beleef hierdie lewe wat jy nog altyd geleef het van net bestaan, dat dit is nie die lewe wat God vir jou bestem het nie. Maar hier's 'n man, kom ek lees vir jou in Johannes 11 vers 1. Terwyl ons begin kyk na die storie van 'n Lazarus. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betania, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie se broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet, is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Hoor jy? Daar word 'n opmerking gemaak te sê, die een wie u liefhet. Hier kom Jesus self en hy sê, ek het hulle lief. En toe hy hoor dat hy siek is, wat doen hy? Het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Jesus? Die wat jy liefhet, is besig om dood te gaan, maar jy wag en jy vertoef. Een van die geheimenisse van die geestelike lewe is, dat partykeer gaan Jesus nie kom wanneer hy hom die nodigste het nie. Ons sien 'n Jesus wat vertoef. En as ons praat en ons is besig met 'n transformerende proses, ons wil verander. Ek hoop dat dit jou begeerte is, ek wil lewe 'n lewe buite die graf. Want mense is binne in die graf, hulle sit binne in hulle graf en ons gaan deur hierdie proses werk, maar die Here wil jou transformeer. My hart, my gebed, my droom vir hierdie familie, vir die kerk wêreldwyd, is dat ons gaan lewe transformerende lewens. Hoe lank gaan ons Sondag kerk toe gaan? Hoe lank gaan ons nog prediking hoor, maar jy bly nog steeds hardkoppig, jy vergewe nie, jou lewe nie verander nie, dan wil ek sê, dan speel ons kerk. En ons kan nie meer in 2018 kerk speel nie. Ons staan, en ek praat met iemand in die gemeente, Suid-Afrika staan op 'n mespunt. Enige kant kan ons land heen gaan. Maar ek het gesê, daar's chaos buite, omdat daar chaos binne is. En ons leef nie transformerende lewens nie. Maar ons hoor wat hy sê in Johannes 10 vers 10, dat ek 'n ander lewe moet hê, 'n lewe wat ek nog net van gedroom het. En ons wag vir eendag in die hemel sal ek nou hierdie lewe hê, eendag. Maar hy sê, jy kan dit nou en hier hê. Maar die transformerende proses kan partykeer nie gebeur, soos wat ons dink nie. Sien, ons moet verstaan, ek het hoop in transformasie, wanneer ons hierdie ding besef, ek sien vandag, God sien in ewigheid. Ons praat van die Here wek my op uit my graf uit. Dan moet ek verstaan en transformasie gebeur, dat jy gaan moet begin verstaan, ek sien vandag, God sien ewigheid. En dis waar ons dit baie keer mis. En wanneer ons baie keer probleme het, wanneer Jesus nie dadelik reageer nie. Jesus was nie net 'n paar ure laat nie. Dink vir 'n oomblik. Hy is nie net 'n paar ure laat nie. Ekskuus Martha, Maria, ek was besig en ek was so besig met 'n uitreiking en jammer, ek sê 'n paar ure, hy's 'n paar dae laat. En hier kom Jesus en hy los 'n Lazarus wat al erger en erger word. 'n beangste Martha en 'n bekommerde Maria los hy homself deur hierdie ding probeer werk. En toe hy die nuus hoor, bly hy nog daar vir 2 dae. En ek wonder, terwyl hulle moes vir Lazarus voorberei vir die graf,
Hoe het 'n Martha en 'n Maria op daardie oomblik gevoel? Besef hy nie? Jesus, want een van Jesus se geliefde plek om heen te gaan was Betania. Hy het gereeld by Lazarus hulle. Dit was die plek as hy wou homself gaan afsonder. Jy sal sien, deurlopends deur die skrif, as hy homself wil gaan afsonder en rus, het hy Betania toe gegaan. Jy hoor, hy was lief vir hulle gewees. En hier kom Jesus. En toe hulle sê, Jesus, die een wat jy lief het, is besig om dood te gaan. Sê nee, kom ons wag nog 'n paar dae. Wat moes deur die harte van die twee susters gegaan het, terwyl hulle broer voorberei het? Hy gee nie om nie. Hy gee glad nie om nie. Hulle moes gehuil het, terwyl hulle sy liggaam voorberei het, en daar moes vrae, woede en verwarring gewees het. En ons sien hoe Lazarus 'n fisiese graf ingaan van donkerte en van agteruitgang. Maar in dieselfde tyd hier's 'n Martha en 'n Maria wat ingaan in 'n emosionele en 'n geestelike graf van verlange, teleurstelling en mislukking. En alles wat hulle geglo het van Jesus het hulle nou begin bevraagteken. Ek is besig om met jou te praat oor jou transformerende proses wat God jou vat. En terwyl hierdie twee susters dalk gewonder het, Jesus, hoe kon jy? Waar is jy? Ander tye het jy net 'n woord gespreek. Kan jy nie net 'n woord gespreek het nie? Ek weet nie, het hulle 'n boodskap gestuur en toe die boodskappers terugkom, toe sê hulle, hoorie, hy gaan net aan met sy alledaagse lewe. Dis nie dat hy gegaan het en gaan afsonder het en vir 'n oomblik gaan soek het en eenkant gaan het en gesê het, Vader, wat moet ek doen nie? Hy gaan aan met sy lewe. En vir 2 dae, sê hy, vertoef hy nog. En in 'n donker graf van twyfel kan baie keer dit ons hoop die oorhand oorkry. Wanneer jy deur 'n egskeiding gaan, wanneer jy die dokter se diagnose hoor, wanneer jy jou werk verloor, wanneer jy dalk 'n geliefde verloor, wanneer jou hele lewe uitmekaar uitval en dat jy dalk voel, daar is geen manier om jy uit te kom nie. Vat dit ons en dit lei ons na 'n emosionele en 'n geestelike graf. En die graf word net so donkerder en donkerder, want hy doen nie wat ek dink hy is veronderstel om te doen nie. En ons het begin besef dat in hierdie transformerende proses wat hy besig is met ons te stap, word dit baie keer so donker, want dan doen hy dinge wat ons nie verwag het hy sou doen nie. Hy sou immers deurgekom het. Hy is dan die God wat ons beloof, wat sê, hy sal my nie begewe en hy my sal nooit verlaat nie. Nou beland ons in hierdie graf van duisternis. En dan voel ons hopeloos, ons sê dis die einde. Ons voel, waar is hy? Gee hy nie om nie. Kyk wat se chaos gaan in my lewe. My lewe is uitmekaar uitgeruk. Hierdie is die einde. Waar is God? Maar hy is besig om in iets in ons te werk. Speel net vir my daai. En miskien ervaar jy op hierdie oomblikke dit, wat dit voel alles is dood. And their words inviting. There was a time when love was blind, and the world was a song, and the song was exciting. There was a time then it all went wrong. I dreamed a dream in time gone by, and hope was high, and life worth living. I dreamed that love would never die,
be forgiving. And I was young and unafraid. Some dreams were made, used, wasted. There was no ransom to be paid, no song unsung, no wine untasted. But the tigers come at night, with their voices soft as thunder, as they tear your hope apart, as they turn your dream to shame. Slept the summer by my side. He filled my days with endless wonder. He took my childhood in his stride, but he was gone when autumn came. And still I dream he'll come to me, that we will live the years together. But there are dreams that cannot be, and there are storms we cannot weather. I had a dream my life would be so different from this hell I'm living, so never know from what it seems. Oh, life has killed the dream I Soms kan die lewe die droom doodmaak wat ons gedroom het. Want ek praat met Lazarus vandag. Ek praat met Martha's en Maria's. En miskien identifiseer jy net met hierdie sang. Jou lewe het nou nie so uitgewerk soos wat jy nou gedink het nie. En jy lewe binne in hierdie hel. En jy lewe binne in hierdie teleurstelling. Dit klink amper of Martha en Maria hierdie kon gesing het. Ek het verwag jy gaan kom. Jy het ons dan lief. Ek het dan verwag jy gaan deurkom. Ek het verwag my lewe gaan anders te uitdraai. Ek het nie verwag dat ek ooit geskei sal wees. Ek het nie verwag dat ek ooit so sal sukkel. Ek het nooit verwag dat dinge so sal gebeur in my lewe nie. Ek het daarom immers verwag. Ek het dan 'n besluit gemaak jare terug, Here, ek gaan U dien. Ek het 'n besluit gemaak, dinge gaan anders te wees. En nou is ek in hierdie graf. En nie net het Martha en Maria hulle broer verloor nie. Hulle het hulle geloof verloor, dat hulle kon glo dat dinge anders sal wees. Kyk na einde van die verhaal, Jesus het daar uitgekom. Voor jy nou jou polse wil sny nou, in middelose raak. Jesus het daar uitgekom, maar nie wanneer ons verwag, wanneer hy daarby gaan uit. Dis die proses van transformasie. En hier's Lazarus, hier's Martha's, Maria's, wat nie verstaan wat in hierdie oomblikke in jou lewe aangaan nie, en jy's in die duisternis van 'n graf.
En jy's in hierdie stryd van jou lewe en God is besig met 'n transformerende werk in jou lewe. En dan sê ons if only. As hy net betyds opgedaag het. As dit nou net nie gebeur het in my lewe nie. As ek nou maar net nie daardie besluit gemaak het nie. Waar kan ek nie gewees het nie? Nou sit ek in Marble Hall en ek haat hierdie dorp en ek haat hierdie mense en ek haat my lewe. Maar miskien is hy besig met 'n transformerende werk, want hy sê ek het vir jou bestem dat jy 'n lewe kan hê wat jy nog net van gedroom het. Maar vir 'n opstanding om te gebeur, moet iets sterwe. Ek kan met jou met vrymoedigheid, ek weet om vir 10 jaar binne in 'n graf te wees. In 'n graf van doodsheid waar 86 maak klaar met Bybelskool en ek verwys baie daarna, maar ek kan net dit sê wat met my lewe gebeur het. En vir 10 jaar sit ek in 'n graf waar dit lyk die teenoorgestelde gebeur. Waar dit lyk daar's doodsheid. Maar God was besig met 'n transformerende werk binne in my eie lewe. En ek is hier om iemand aan te moedig. Jy sit binne in jou graf en jy bevraagteken alles en jy sê die lewe het my droom kom doodmaak. En ek weet dat daar soveel mense hier sit wat na my luister. Miskien is daar iemand wat nou op livestreaming luister wat dalk die einde bereik het en gesê het genoeg is genoeg. Dan wil ek kom met 'n bemoedigende woord om jou aan te moedig vir jou te sê 'n vertoefende Jesus gee nie 'n waarborg dat dinge sal uitwerk soos ons dink nie. Hierdie is nie 'n sprokiesverhaal nie. Dis die realiteit van die lewe. Ons het hierdie verwagtinge. Ons het hierdie drome wat ons droom en ons moet droom. Maar God wil iemand aanmoedig in hierdie proses. Dat al maak dit nie nou sin nie. Al voel in jou hart, waar is hy? Hy het dan gesê, hy gaan my nie los nie. Hoekom lyk dit die teenoorgestelde gebeur? Ek het hierdie beloftes, ek het hierdie drome, ek het hierdie begeertes. En nou is dit stikkend en seer en ons lewe tussenin. Ons is tussen geloof. Maar ons neig meer na twyfel toe. En ons sit met hierdie verlange dat daar verandering sal wees. Maar ons word oorweldig deur siekte, deur twyfel, deur swakheid. En die vraag wat ons self afvra, gaan ek dit maak in hierdie tyd wat ek moet wag? Wanneer ek moet wag op die beloftes van die Here, wanneer dit lyk, dinge werk nie uit soos wat ek gedink het my lewe gaan uitwerk nie. En dan moedig ek jou aan, terwyl jy wag, is hy besig om te transformeer. Sy tyd is nie ons tyd nie. Kyk iemand in die oë langs jou en sê vir hulle, jou tyd is nie sy tyd nie. Dis ons probleem. Hier's Martha en Maria, as jy nou niks, hier kom dit na ons toe. Hulle het 'n verwagting. Jesus gaan dadelik stuur hulle die boodskap. Hier kom Jesus aan. En miskien wou Jesus dadelik beweeg en sy Vader het gesê, nee, wag 'n bietjie. Ek is besig om 'n werking te doen in hulle lewe. En God is besig om iets te bewerkstellig in jou lewe. En ek is hier om iemand aan te moedig om nie hoop te verloor nie. Want ons verstaan, daar's 2 woorde vir tyd, is Kronos en Kairos. Kronos is kronologiese tyd. Ek verwag, hy gaan seker by 8:00 gaan die Here deurgekom het. En dan partykeer daag hy nie op wanneer ek en jy dink nie. Maar dan is daar 'n Kairos tyd, dis 'n appointed time. En Jesus daag op daai uitverkiesde oomblik. Wees reg dat hy gaan na jou lewe toe kom. Maar ons raak moedeloos, is dit hulle vertel
in die Tweede Wêreldoorlog gevangenisse. Daar's 'n verskil tussen om iets te verwag en 'n verwagting. En hierdie gevangenisse, die persone wat dit oorleef het, hulle het verwag, hulle gaan vrykom. Die res het 'n verwagting gehad. Kersfees, einde hierdie Kersfees gaan ons uit wees. En dan kom Kersfees, dan sal hulle nie uit die gevangenis uit nie. Dan sê hulle volgende Paasnaweek of daai tyd, hulle het 'n verwagting gehad. En hierdie een persoon wat dit oorleef het gesê, ek het verwag, ek gaan eendag vry wees. Ons moet verstaan dat dinge val dalk partykeer uitmekaar. Maar vertrou God, want Jesus werk nie volgens ons tyd nie, hy werk buite ons tyd. Hy kyk na sy pa se oorlosie. Hulle sê tot 1883 het al die treine op hulle eie tye in Amerika gefunksioneer. Hulle het hulle horlosie gestel volgens die son. Toe was daar nog nie time zones gewees nie. Hulle sê dit was chaos gewees. Totdat hulle 'n persoon aangestel, ek dink hy het vir 8 jaar gesukkel om die tydsone in plek te kry, want almal het net die son dopgehou en dan het hulle treine volgens dit gewerk. Volgens hulle, wat hulle nou sien, die son sak nou by hulle. En daar was verskillende, en is chaos. Ek wil vir jou sê, kry jou horlosie in tyd met die hemelse tyd. Jy raak moedeloos, jy wil opgee, jy verstaan nie wat tans aangaan in jou lewe nie. Jy voel hy moes al lankal deurgekom het, lankal moes dinge anders te gewees het. Jy sit binne in hierdie graf, maar hy sê ek is besig om 'n werk binne in jou te doen. Ek gaan in lyn kom met die hemelse tyd. Moenie uit tyd raak en kyk na jou kronologiese tyd nie, kom in tyd met God. Want hy's besig om in jou en my te werk. Wanneer ek in my graf is, wanneer ek deur hierdie krisis gaan in my lewe, is God besig om in my 'n transformerende werk te doen, wat hy sê, hoor, gee oor. Hy is besig om in my te werk dat ek my wil sal oorgee. Dat ek sal oorgee valse hoop. Dat ek klaar kry met my menslike verwagtinge en my valse sieninge. Want as enigiets gaan verander in jou lewe, is dit deur God se werking. En dit klink nou verskriklik dalk vir iemand vanoggend. Maar jy sit binne in hierdie graf. Hy het nog nie opgetree en gedoen wat jy verwag het hy moet doen nie. Jy's op die regte plek, wag vir sy tyd. Moenie jou droom verloor nie. Dinge het nou nie uitgewerk soos wat dit moet uitwerk nie, maar hy gaan in die regte tyd, op die regte tyd, gaan hy beweeg in jou lewe in. Wanneer jy deur die proses gaan en wanneer jy wag, raak jy bewus van God en jy raak bewus van jouself. En ek is hier om te sê, God wil 'n transformerende werk in jou doen. Wie wil graag verander? En daarom praat ek met die regte mense. Want hy sal jou vat. En hy gaan in 'n proses, sal hy deur dinge werk in jou lewe, wat nie gaan sin maak nie, wat jy nie gaan verstaan nie, wat hy nie gaan optree, soos wat jy dink hy moet optree nie. Maar Here, werk in my hart. Moenie my buite, ek soek nie net 'n aanraking nie. Soveel van ons kom kerk toe, ons het 'n aanraking en ons kry hoendervleis. Weet jy, soos dit, as ek my voete skuur op die mat, en dan, weet ons zap ons mekaar dalk, weet, en dan voel, dit was lekker geweest. Maar ons het net 'n goeie tyd. Ek sien net hier om 'n goeie tyd te hê nie, ek wil 'n verandering aan die binnekant beleef. Meer as net om gezap te word deur die krag van die Here en God se krag sal jou aanraak uiterlik, maar ek wil sê, dit moet 'n verandering binne teweeg bring. En ek wens dat partykeer kan ons net sê, hoorie, kom ons bid gou vir jou en daar's transformasie. Transformasie is 'n proses. En ek is hier om iemand aan te moedig. Jy wat in die donkerste duisternis van jou graf tans beleef, wag vir die regte tyd. Want hy sê, daar gaan opstanding wees. Daar gaan transformasie wees. Daar gaan 'n verandering wees. En as hy jou opwek, gaan jy anders te wees. Want hy sê in Johannes 11 vers 40, en ek gevra die aanbiddingsspan vorentoe kom asseblief. Want hy sê in Johannes 11
Vers 40, Jesus sê vir haar, het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. En jy wat in hierdie tussen tydperk nou is, jy's tussen geloof en twyfel, tussen die droom en die vervulling van die droom. Hy sê vanoggend vir manne en vroue, as jy glo, gaan jy sy heerlikheid sien. Moenie nou jou geloof verloor nie. Moenie nou in hierdie plek bly van twyfel, van teleurstelling, wat gaan maak dat jy binne in jou graf bly nie. Maak 'n besluit vandag. Ek gaan glo. Ek gaan glo in die proses wat God besig is om in my lewe te doen. En ek gee oor. En ek sê, Here, in hierdie dag, U weet beter. Kom op die regte tyd. Kom op daai bestemde tyd. Stap in my lewe in. Maar ek moet vir iemand sê, jou bestemde tyd kom nooit daar nie, want jy laat nooit toe dat die werking, die transformerende werking wat hy, terwyl jy in die graf is, terwyl hy wag om jou op te wek. Wil jy nie toelaat dat hy met jou begin werk en deur die proses gaan nie? Hoe lank gaan jy nog loop met daai stinkhouding van jou? Hoe lank gaan jy nog dieselfde bly in jou lewe? Wat dinge nie verander nie. Daai een ding. Jesus kom by baie mense in die Bybel en sê een ding kort jy. Hoe lank gaan een ding jou uit hierdie lewe hou wat jy net kon van gedroom het? Maar elke keer is daai een ding wat jou heeltyd terughou. Ons gaan nog verder praat, jy sal sien, Lazarus kom uit, nog steeds met grafdoeke. En daar seker goed wat ons nog bind. Maar ek praat vanoggend met manne en vroue in hierdie plek, wat die proses bevraagteken, wat nie oorgee aan die proses nie, en sê, Here, U weet beter, ek wag, Here, verander my aan die binnekant. Eens en vir altyd gee ek oor. Want hy het opgestaan, sodat jy kan opstaan. En hy wil dinge begin verander in jou lewe. Maar gaan jy oorgee aan sy wil, aan sy plan? Sê, Here, ek gee oor. Ek gee oor. Jy sit hier en jy stikkend. Jy beleef tans net hel in jou lewe. Waar is hy? Gee hy nie om nie? Hoor hy my nie? Dit lyk nie of hy antwoord nie. Ek wil sê hy hoor. Hy reageer. Hy's daar. Jou tyd van opstanding is op hande. Jou tyd van opstanding is op hande. Maar gee oor. Wil jy dat jy net vir 'n oomblik jou oë sluit asseblief?